So ek en Shaal trou in Jacobsdal en rukkie later besluit ons om huis te koop. Toe die derde paaiement van ons huis deurgaan, word Shaal Hartswater toe verplaas. Nou in my tipe beroep waar jy haarkapster vir beautician is, bou jy vir jou 'n besigheid, jy bou kliënte. En jy kry nie 'n verplasing nie, jy kan nie net skielik by 'n ander salon instap op 'n nuwe dorp en mense ken jou nie. Dit vat tyd om jou besigheid op te bou en kliënte kan jy nie verkoop nie, want hulle het die reg om te gaan daar waar hulle wil gaan. So jy pak jou salon op en jy begin van voor af in 'n nuwe dorp. Maar die Here is so getrou. Die huis wat ons in Hartswater kry, het die kamer wat die naaste aan die pad is, het 'n buitedeur en 'n salon wasbak. En dit was eintlik 'n groot verrassing. Die agent het vergeet om dit vir ons te sê, en toe ons nou in die kamer instap, toe ons die huis gaan besigtig, toe sien ons, my, hier is nou so 'n plek vir my om in te val en te begin. Klein kamertjie, maar dit is genoeg om mee te begin. Ons skakel by die kerk in, ons skakel by die selgroep in, Shaal begin speel rugby vir die dorp, en ja, Hartswater, Jacobsdal, almal dis boeregemeenskap, dis lieflike mense, ons het lekker gebly. En so bou ons nou maar bou ek die salon op, en later is die kamertjie te klein, ek huur 'n plek, en kan toe nou 'n bietjie personeel inneem, en dinge lyk asof dit nou weer mooi begin settle, en ek wil amper sê, dis daai ding van jy begin voel, jy's darm nou weer bietjie in beheer. En Shaal begin gesels, of begin met my praat oor kinders, en ek moet erken, dit het aanvanklik baie spanning vir my veroorsaak, want ek net 'n rukkie gelede moes ek nou my wortels optrek, my salon opgee, en letterlik van vooraf begin op 'n nuwe dorp, en ek voel dit is te vinnig, ek is nog nie gereed nie, en ek gaan in my tipe werk is nou ook, nou pay, so jy weet, as jy nou, daar's nie kraamverlof nie, dis net jou inkomste is nie daar as jy nie werk nie, en so dit baie spanning vir my veroorsaak. En die tweede ding is, ek moet erken dat ek nog altyd vrees gehad het, dat my kinders met dieselfde tipe goed gaan sukkel as waarmee ek gesukkel het, dat hulle ook hulle bed gaan nat maak tot op 17, dat hulle ook verskriklike anxiety gaan hê, dat hulle ook gaan sukkel met, dat daar so baie dinge aan my liggaam, en ons sal later daaroor gesels in ander video's, maar ek was bang, my kinders stap die pad wat ek moes stap, en ek wou nie dit vir hulle hê nie. So, maar die Here is so getrou, soos wat mens deur die lewe gaan openbaar hy dinge vir jou, soos hierdie wat jou eintlik gevange hou, wat jou ketting, want dis wat vrees doen, dit ketting jou vas en dit steel by jou. So dit was wonderlik om dit te kan surrender, en te bid en te sê, Here, nie my tyd nie, maar u tyd. En so sê ek vir Shaal, goed, die ooreenkoms is, ons kan swanger raak sodra jy op 'n rugby speel, want ek gaan nie rugby weduwee wees nie. So Shaal het sy tokse opgehang, en dit is nog in die kas, maar dis opgehang. En so ons probeer nou om swanger te raak, maar niks gebeur nie. En julle weet hoe werk die duiwel, as jy iets so graag wil hê, jy's nou reg vir dit, alles is nou in plek, en jy's nou gereed vir dit, en nou gebeur dit nie. En dan begin die skuldgevoel kom van, miskien is dit omdat jy aanvanklik nie wou nie, omdat jy vrees gehad het, en ek is dankbaar ook dat die Here dit aan my openbaar het, en soos 'n mens deur jou lewe stap, het hy my geleer, dat ek moet fyn onderskei na die stem in my kop, of die stem in my oor. Want jy weet, die duiwel sal allerhande nonsens vir jou sê, soos, nee, maar die Here straf jou nou, dis omdat jy nie aanvanklik reg was vir kinders nie, of omdat jy vrees gehad het, wat snert is,
Wanneer die duiwel met jou praat, is dit negatief. Dit veroorsaak stres en anxiety en dit steel jou joy. Wanneer dit die Heilige Gees is wat met jou praat, dan is dis positief, daar's lewe. Dit gee jou joy, dit gee jou daai bonatuurlike goddelike kalmte en vrede wat jy weet net van die Here af kan kom. So 'n mens moet, en dan moet ons die duiwel vasvat en vir hom sê, nee, jy jok vir my, dis nie waar nie, God se woord sê, en dan staan ons op sy beloftes. So maand na maand gaan verby, niks gebeur nie. In die selgroep waar ons was, het ons vriende gehad wat al 11 jaar op daai stadium gebid het vir kinders. So elke week by die sel bid ons vir hulle, bid hulle vir ons, en ons vertrou die Here, dit gaan nou gebeur. Maar niks gebeur nie. En naderhand gaan ek dokter toe, nee Marina, jy menstrueer nie, en daarom ovuleer jy nie, en ons begin die pad stap van hormoonbehandeling. En weer eens daai skuldgevoelens wat by jou opkom van, ek is nie goed genoeg nie, my liggaam werk nie, Here, hoekom is alles so flenters aan my? Jy weet, allerlei negatiewe goed wat wil jou joy steel, en natuurlik dan nou die lieflike neeweffekte van hormoonbehandeling. En 'n hele tyd later kom Shaal by my en sê vir my, lief, asseblief, ek sien nie kans om so met hierdie behandeling aan te gaan nie, ek hou nie van wie jy is op hierdie behandeling nie, dit beïnvloed ons huwelik, dit vat al die joy uit hierdie wonderlike stap in ons lewe om nou met 'n gesin te begin, en kom ons los dit net. As die Here vir ons kinders wil gee, dan sal hy, en kom ons vertrou net op hom. Nou dis nie 'n maklike ding nie. 'n Mens wil fisies iets doen, jy wil voel, maar jy doen daarom iets, jy help hierdie situasie, en maar ja, ons het toe besluit, ons los alle behandeling, en ons vertrou nou die Here vir dit. En op sy tyd sal dit gebeur as dit moet gebeur, en mens sê dit maklik, op die Here se tyd. Nou ja, nie lank daarna nie, kry Shaal die nuus, hy is Bloemfontein te verplaas. En nou is ons dankbaar, weet, ek het nie swanger geraak nie, want nou is dit weer 'n groot ontwrigting, ek moet weer my salon oppak, ek begin weer van voor af, begin van 0 af, en hy's 'n silo bestuurder, so ons gaan by 'n silo bly, buitekant die stad, en mense gaan nie ry soontoe, jy weet, ek gaan nie van die huis af kan werk nie, want ja, ek meen, dis buite die stad, ons ken nie vreeslik mense in Bloemfontein nie, hoe gaan ek kliënte bou, ek gaan nou maar 'n salon, weet, moet gaan werk soek, en so, en Shaal gaan vooruit Hartswater toe, en ons gee nog kennis in Hartswater, so Shaal gaan vooruit Bloemfontein toe, ek gee kennis in Hartswater, en bly nog agter, en pak maar, en doen al die goeders. En intussen vind ek uit, ek is swanger. En dis hoekom ek sê, 'n mens sê maklik, Here, op u tyd, ons vertrou u tyd is reg, en nou sit hierdie spanning en angs van, ek is swanger, my man is verplaas, ek gaan nie nou by 'n salon kan werk kry nie, want ek gaan net 'n rukkie werk, dan is dit, jy weet, dan kraam ek, en is 'n babietjie, en dit en dat, en jy weet, en ons inkomste, jy weet, een ou se inkomste is weg, en daai totale paniek wat jou beetpak, van, laaitjie, dit, okay, maar dit is nou hoe dit is, en ja, so, ek wil net sê, ons trek toe Bloemfontein toe, en op hierdie punt wil ek net so baie dankie sê, vir elke Jacobsdal kliënt, en elke Hartswater kliënt, wat agter my aangery het, by die silo se huis in Bloemfontein, by my komare doen het. Die Here voorsien op wonderbaarlike maniere, en hy sorg, hy voorsien, hy stuur mense na jou toe, wanneer jy dit die minste verwag. En ook hoe wonderlik het uitgewerk het, dat
ek in 'n mate rustig kon wees met my swangerskap, iets wat ek nie sou gehad het as ek voltyds in die salon was nie. En ook na Annelie gebore is, dat ek tyd met haar kon spandeer. En dit was wonderlik, want sou ek voltyds in 'n salon gestaan het en 'n volboek gehad het, sou ek nie daai voorreg gehad het nie. So baie keer, jy weet, pak anxiety jou, want dit is nie soos jy dit uitgedroom het nie. Maar die Here se plan is net nog beter.